Dis vir my altyd so lekker om in die begin van 'n nuwe jaar te sien hoe almal in die gym besig is met 'n nuwe program. Daar's so baie nuwe mense daarso en jy weet sommer hulle almal het ook 'n nuwe eetprogram. Ek en my vrou is self op hierdie trein, maar skielik sien ons dat al die equipment wat Desember leeg gestaan het, is nou ewe skielik vol en dis vir my fantasties dat mense so na hulle self wil kyk en amper soos 'n detox of 'n cleanse wil doen. Ek weet selfs van mense wat Dry January doen en #New Year, New Me en dis alles vir my amazing. Ek en een van my pelle het altyd so gegrap en gesê, ag nee wat, oor 'n maand van nou af is hierdie gym weer leeg en dan het ons lekker gelag en 3 maande later dan val ons self van die gym bussie af. Soos wat deadlines belangriker raak as deadlift en dan probeer ons dit maar weer volgende jaar. Maar dit is so lekker om te sien hoe die personal trainers en die dieetkundiges blom, soos wat mense hulle liggame weer wil skoonmaak en of verbeter. Hoe mense die jaar beter wil begin en hopelik dan ook beter eindig. En ek weet sommer hoe die gyms en die dieetkundiges en die dokters en die physios en die trainers en die coaches, hulle almal maak waarskynlik gereed vir hierdie skielike spike van belangstelling wat die mense toon in hulle gesondheid en ek kan nogals indink hoe hulle kliënte motiveer en met hulle praat en hulle probeer aanmoedig om hierdie jaar met die plan of die program te volhard. Ek dink elke Desember sit hulle daar en hulle beplan en hulle dink seker, hoe kan ons die nuwelinge laat welkom voel, sonder om hulle te oorweldig of te vervreem met vreemde terminologie en goed wat hulle nie aan gewoond is nie. Hulle weet dat die mense wat daar opdaag, is daar om 'n positiewe verandering in hulle gesondheid te maak, so hoe kan ons hulle help om in hierdie keuses te volhard? En ek kan nie help om te wonder of gaan ons as die kerk ook so uit ons pad uitgaan om die nuwelinge hierdie jaar te verwelkom. Gaan ons ook iets van hierdie nuwe lewe in die kerk ervaar. Mense wat dalk besluit het om hulle geestelike lewens te detox of te cleanse. Mense wat begin soek het na 'n tuiste waar hulle kan aansluit en deel word. Mense wat hulle miskien kan help in hierdie reis. Mense wat dalk besluit het dat hierdie jaar wil ek 'n beter mens wees. Hierdie jaar wil ek 'n beter gelowige wees of hierdie jaar wil ek net die beste ek wees wat ek kan. Mense wat dalk oor die feestyd weer vir Jesus of die Here herontdek het in die Kersverhaal of dalk mense wat vir die hoeveelste keer weer die kerk of die Christendom 'n kans gaan gee vir 'n paar weke en hierdie keer dalk vir die laaste keer. Wat gaan hulle ervaring wees as hulle deur die kerk se deure stap? Wat gaan hulle dink as hulle ons sien en ons ervaar? Gaan hulle vervreem wees van ons taal? Gaan hulle vervreem wees van die verwagtinge wat ons op hulle gaan plaas? Of gaan hulle ook welkom voel? Of gaan hulle iets van die lig en die liefde en die genade waarna hulle dalk op soek is, in my en jou ervaar? Ek dink in hierdie seisoen van verandering en vernuwing, is dit veral ons as gelowiges, as die kerk beliggaam se verantwoordelikheid om gereed te staan om die mense wat soek en wat wonder en wat oorweeg te help en te lei en te verwelkom. Ek dink dit is ons verantwoordelikheid om gereed te staan, soos Petrus sal skryf, met ons harte vol heilige eerbied vir Christus die Here en dat ons altyd gereed sal wees om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van ons 'n verduideliking eis oor die hoop wat in ons lewe. En dat ons dit sal doen met 'n beskeidenheid en altyd met 'n eerbied vir God. Ek dink ons moet gereed wees, ons moet gereed staan vir die nuwelinge, vir die mense wat dalk vir oulaas weer 'n bietjie kom soek. Mag hulle in ons 'n warmte en 'n liefde en 'n genade ervaar, mag hulle in ons dit vind wat hulle moontlik in hierdie wêreld soek. Mag hulle by ons ook 'n tuiste voel en mag ons hulle ook help en verwelkom en nie vervreem met snaakse teologie en verwagtinge op hulle nie, maar dat hulle werklik in ons ietsie van daardie liefde van Christus wat die mense so na hom toe gelok het, mag hulle dit ook in my en jou lewe ervaar. Kom ons wees in hierdie vernuwing of hierdie nuwe seisoen gereed om die mense te ontvang. Tot 'n volgende keer.